Goeiemôre al die geseëndes van Yahweh ons Elohim. Dis Dinsdagoggend, jy's ingeskakel by Saaityd en ek wil vanmôre 'n baie hartseer skrif met jou deel. 'n Hartseer skrif. Want hierdie gedeelte in Vader se woord praat spesifiek oor die feit dat gelowiges of wat geklassifiseer word as broeders, wat nou natuurlik deel is van die gemeente, het ook lewens wat nie reg is voor die lewende God. Ek wil hierdie met jou deel, want die oomblik toe ek het gelees het, besef ek, maar dis hartseer. Dis hartseer, want mense gee baie keer so voor dat hulle iets is, maar eintlik is hulle verlore. Eintlik is hulle verlore, en dis nie om te oordeel nie, dis nie om te sê, maar hierdie gaan hel toe en daai gaan hemel toe nie, maar daar is 'n sekere kriteria, sekere manier wat Vader wil hê ons moet funksioneer sodat ons die gawe van die ewige lewe kan beerwe. Nou luister gou hier. Ek lees vir jou in die boek van 1 Korintiërs hoofstuk 5. En ek lees vir jou vers 11 en hy sê, maar nou skryf ek aan julle om nie om te gaan met iemand wat al staan hy as 'n broeder bekend. Met ander woorde, hy's deel van die gemeente. En baie keer kan daai persoon wat deel is van die gemeente dalk 'n groot persoon wees in die gemeente. Hy is dalk groot van aansien. Hy is dalk op 'n spesifieke plek in die gemeente. En nou sê die woord, al staan hy as 'n broeder bekend, 'n hoereerder is, of 'n gierigaard, of 'n afgode dienaar, of 'n kwaadspreker, of 'n dronkaard, of 'n rower, met so iemand moet julle selfs nie saam eet nie. Vers 12, want waarom sou ek ook die wat buite is oordeel? Oordeel julle nie die wat binne is nie, maar die wat buite is oordeel Elohim. Verwyder tog die slegte mense onder julle uit. Dis 'n hartseer skrif. Weet jy hoekom is dit 'n hartseer skrif? Want onder die geklank van die woord en onder die teenwoordigheid van Jahwe, waar die woord uitgaan, waar die salwing is, waar die prediking is, waar die liefde en die genade van die lewende God oorvloedig oor ons lewe kom skyn, is daar nog steeds mense wat ten spyte van die woord wat hy inkry, wat nog steeds 'n hoereerder is, wat nog steeds 'n gierigaard, 'n afgodedienaar, kwaadspreker, 'n dronkaard, 'n rower is. Hier sê die woord dit, dat hulle staan bekend as 'n broeder. En dit maak my hartseer om te dink dat mense spandeer soveel tyd en hulle gaan na die gemeente toe en hulle is in Vader se teenwoordigheid, maar nog steeds verander hulle nie. Want jy sien, die dinge van hierdie wêreld is belangriker. Want jy sien, ek wil eerder na pornografie kyk, want dis ook hoerering, hoor. En ek wil eerder skinder oor ander mense, en ek wil eerder kwaad praat, en ek wil eerder afgode dien, as wat ek die lewende God dien in gees en in waarheid, want is okay, ek kan ons nou maar maak en doen wat ek wil. Dis mos nou die tendens, en dis wat mense se gedagtepatroon is. Maar hierdie is 'n hartseer skrif, want hy sê, verwyder tog hierdie mense onder julle uit. Nou kyk wat gebeur net in die volgende hoofstuk. In hoofstuk 6, vers 10, kom hy sê, moenie dwaal nie, geen hoereerder, met ander woorde, hy praat nou oor hierdie mense, al staan hy as 'n broeder bekend, en hy sê, moenie dwaal nie, geen hoereerder, of afgodedienaar, of egbreker, of wellusting, of 'n sodomiet, of diewe, of gierigaards, of dronkaards, of kwaadsprekers, of rowers, sal die koninkryk van Elohim nie beerwe nie. Yes, mense, dit is so duidelik. Dit is so duidelik. So weet jy wat? My hartsbegeerte is dat almal die gawe van die ewige lewe sal beerwe. Maar dis nie so maklik nie. Want dit beteken, ek moet ontslaa raak van die dinge van hierdie wêreld uit my lewe uit. Ek moet waarlik tot bekering kom. En ek kan nie net inkom om aangesien te word as 'n gelowige persoon nie. Nee, ek moet 'n hart-tot-hart verhouding hê met die lewende God. Dis wat so belangrik is. Ek lees hierdie vanoggend en ek besef, maar dis so 'n hartseer skrif, want dit praat spesifiek oor die feit dat mense in die gemeente sit vir 10, 20, 30, 40 jaar, maar hulle gaan hulle oë oopmaak in die hel.
Hulle gaan hulle oë oopmaak in die hel. Hier sê die woorde dat daai mense word genoem, word bekend as 'n broeder, en hy doen hierdie dinge, en nou kom die woord en hy sê dat daai ouens wat hierdie goed doen, sal die koninkryk van Elohim nie beerwe nie. Hoe hartseer moet dit nie wees, dat jy aan die einde van jou lewe kom, en jy het al die tyd gespandeer, jy was by soveel dienste, jy was by soveel samekomste, jy was by soveel geleenthede, waar die woord uitgegaan het. Jy het dalk gehoor die uitnodiging na uitnodiging na uitnodiging, om jou saak met die lewende God reg te maak, om terug te keer na Jahwe ons Elohim, na sy woord, om gehoorsaam te wees, maar nog steeds, het jy dit nie gedoen nie. Nog steeds, het jy vasgestaan om te sê, nee, ek is okay. Want jy sien, ek is mos deel van die gemeente, ek is mos op die kerkraad, of ek is op die gemeentelys, en die pastoor sien my as ek daar is, en ek is die grootste 10de betaler, so ek is mos nou okay. Nee, jy is nie okay nie. Die enigste manier wat jy okay is wanneer jy Vader aanbid in gees en in waarheid. Wanneer jy waarlik tot bekering kom, wanneer jy die sonde en ongeregtigheid in jou lewe los. Weet jy wat verwag Vader van ons? Hy verwag van ons heiligmaking. Heiligmaking. Hy verwag van ons gehoorsaamheid. En wanneer ek en jy dit kan doen, weet jy wat gaan gebeur? Ek en jy gaan die gawe van die ewige lewe beerwe. So ek wil hierdie hartseer skrif met jou gedeel het vandag, sodat jy kan hoor wat Vader se woord sê. En dat dit 'n waarskuwing sal wees, dat ek en jy nooit in daai groef sal val. Dat ons nooit in daai posisie sal val waar ons dink dis okay om die dinge van hierdie wêreld te doen, maar ek is nog steeds in Vader se teenwoordigheid, en ek is nog steeds onder die geklank van die woord. Nee, die woord moet jou verander. Vader se teenwoordigheid moet jou verander, en dat jy verander sal bly, om die skepper van hemel en aarde te verheerlik. Halleluja! Ek wil hierdie met jou gedeel het vandag, mag jy geseënd wees op hierdie pragtige Dinsdag, en ek groet jou in die naam van Meester Yeshua. Geniet jou dag, tot volgende keer, Shalom.